Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het en dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ek vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het en dat u vars verkook en nuut opgestaan het en dat u kan sien vir hierdie nuwe dag en ook hierdie nuwe week met al sy uitdagings, met al die dinge wat na u kant toe sal kom. Weet verseker dat ons in die Here meer as oorwinnaars is deur Christus wat ons liefgehad het. Die apostel Paulus sê dit so mooi. Hy sê ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Vir kinders van die Here is daar geen uitdaging te groot nie. Daar is geen sonde wat na sy kant toe kom wat hy nie kan oorwin nie. In Christus kan ons en deur die krag van sy Heilige Gees sal hy ons in staat stel. Daarom sê die Here, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Mag ons swakke vlees onder die genadehand van die Here plaas in hierdie dag en hierdie week, sodat ons ook dan meer as oorwinnaars kan wees. Nou vriende, ons begin vanmôre met hierdie baie besondere tema in ons reeks Bybelse berading vir blywende verandering, en dit gaan oor die gedagte van hoe deel ek met my verlede. Het sy 'n pynvolle verlede, 'n hartseer verlede, maar die verlede, jy sien, elke mens op aarde sit met 'n verlede. Ons beleef dinge in die hede, omdat daar sekere goed in die verlede gebeur het, sekere gedagtes het ons oorgebring het na die hede, en soms vrees ons die toekoms, omdat daar dinge in ons verlede lê. Ons praat baie keer van geraamtes in die kas, of dinge wat gebeur het, goed of sleg. Ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk, en jy sien, dit was my so interessant hoe ek hierdie tema nagevors het, en oor hierdie gedagte gepeins het, en die skrif bietjie daaroor bekyk het. Want jy sien, die meeste mense, volgens die slim mense, leef in die verlede. Die meeste mense se gedagtes is meer in die verlede as in die hede. Die meeste mense is spyt oor dinge wat hulle gedoen het, dinge wat hulle ervaar het, keuses wat hulle gemaak het, besluite wat hulle geneem het, en hulle bly dink daaraan, hulle beleef die pyn en hartseer daarvan, hulle wens dinge was anders, hulle beleef min vreugde en blydskap in die hede, juis oor die dinge wat in die verlede gebeur het. En ag vriende, ek het in elke Bybel van my geskryf, the past is gone forever, the future is uncertain, the only time you have is now. 'n gedagte wat ek myself heeltyd aan herinner, want ek het myself op 'n stadium betrap dat ek permanent in die verlede geleef het, spyt oor dinge wat gebeur het, dinge wat ek gesê het, dinge wat ek gedoen het, in my ongeredde dae hoe ek geleef het, en selfs in my geredde tyd, besluite wat ek gemaak het, en dinge waar ek baie spyt was. En die Here moes my kom leer het uit sy woord, dat die God van die verlede is die God van die hede, is die God van die toekoms. Hy is die enigste onveranderlike. Daar die pragtige koortjie sê, gister, hede, ja, vir ewig, bly die Heer getrou, alles wissel, Jesus nooit nie prys sy dierbare naam. En daarom moet ons vanmôre gaan kyk vanuit 'n Bybelse perspektief, hoe deel ek met my verlede? Het sy 'n pynvolle hartseer verlede, 'n verlede met 'n verkeerde besluit wat ek geneem het, of wat ook al, ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. Nou vriende, die eerste plek moet ons kyk na 'n verlede waar dinge aan my gedoen is, wat ek sukkel om te hanteer in die hede. Nou ek het in my bediening met baie situasies en scenario's gedeel, en een van die dinge wat nogal redelik na vore gekom het, was molestering. Jong meisietjies wat aan jou toe kom en vir jou sê toe hulle op daai en daai ouderdom was, het 'n oupa of 'n oom of een of ander van hulle vriendinne se paas hulle gemolesteer, en hulle sukkel en hulle stoei om sin te maak van die hede, omdat daai ding in die verlede gebeur het. Aanrandings, verkrachtings, mense wat jou ingedoen het finansiëel en jy geweldige finansiële skade gelei het. Egskeiding wat miskien plaasgevind het deur sonde, bankrotskap en 'n hele rits ander dinge wat ons hier kan invul. Dinge wat aan my gedoen is, en ek sukkel om sin te maak in die hede van dit wat in die verlede met my gebeur het, en dit bring soveel woede en aggressie en pyn en hartseer in my lewe na vore. En baie van hierdie mense lewe in die hede in sonde en verwyte en in hierdie bitterheid oor die dinge wat in die verlede gebeur het. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Here God wat ons geskaap het, hy is die een wat ook ons pynvolle verlede kan omskep in 'n genade wat ons in die hede kan gebruik om ander mense te help wat met dieselfde probleme worstel. Vriende, daar kan ook wees dinge wat ek self gedoen het waarmee ek worstel in die hede. Dinge wat ek in die verlede gedoen het waarmee ek nou stoei. Miskien was jy die molesteerder gewees. Miskien was jy die een wat gesteel het, of wat jou vrou verneek het, of wat as 'n jong meisie aborsie gehad het, of oneerlik was in besigheid en jou werk verloor het, of diefstal gepleeg het, en nou sit jy in hierdie geweldige moeilike situasie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, dis noodsaaklik om te sien dat God se woord vir ons 'n antwoord het. Want jy sien hoe absoluut hartseer en pynlik die ervarings en die gedagtes van my verlede mag wees. Wil ek vanmôre vir u sê, en u weet wat ons groot tema in ons reeks, dat medikasie dit nie gaan wegneem, of die pyn gaan verlig nie.
U sien, dan moet Bybels daarmee gedeel word. Die grootste probleem wat mense mee stoei is met die verlede, soos ek reeds vir u gesê het, en ek het vir u al die verhaaltjie vertel, en ek gaan dit net weer vir u noem, dat een van Dr. Aarsie Sproul se vriende was 'n psigiater, en hy het op 'n stadium vir hom gesê, Aarsie, kom werk vir my, ek sal jou dubbel, ek sal jou trippel jou salaris gee, sover ek kan onthou. Hy sê, want my mense het nie 'n dokter nodig nie, hulle het 'n predikant nodig, hulle het iemand nodig wat met hulle kan praat oor hulle sonde en die oplossing in Jesus Christus en die vergifnis wat hy alleen kan gee. Vir sonde in my verlede gedoen in my hede en ook die reiniging wat die Here gee tot die toekoms, tot die dag dat ek hom sal sien in sy heerlikheid soos hy is. Jy sien vriende, die hartseer realiteit en werklikheid is dat die verlede onherroepelik verby is. En mense stoei daarmee, mense wil heeltyd teruggaan na die verlede om dit reg te maak. En nou maak hulle in die hede ook foute wat môre vir die verlede is. Onthou, elke dag wat jy leef, die volgende dag is 'n nuwe dag en die dag voor dit is geskiedenis. Dis verby. Dis die verlede. En mense stoei so met die verlede dat hulle nie uitkom by die hede om te leef nie. En hulle maak foute op foute omdat die verlede hulle jag en hulle gedagte nie stil kan word nie. Ek kan vanmôre vir u baie duidelik en met groot sekerheid sê, die verlede is onherroepelik verby. Onthou wat in my Bybel staan, the past is gone forever. Ons sal dit nooit kan oorkry nie, al gee ek al my geld, en al gee ek al my besittings, en al probeer ek alles in my vermoë om gister oor te kry, ek sal nooit gister oorkry nie. En daarom is dit belangrik dat u sal sien, goed of sleg wat met my gebeur het, dis onherroepelik verby. Ek kan nie die verlede verander of herskryf nie. Daarom moet my verlede nie verander nie, vriende, maar ek moet my denke oor my verlede verander. En dit is waar die skrif inkom. Want die Bybel sê vir ons in Romeine 12 vers 1 en 2. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders of susters, enige iemand wat vanmôre luister, ek vermaan julle dan by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hierdie vernuwing van die gemoed, vriende, is eenvoudig die gedagte, the renewing of your mind. Daar moet 'n verandering in jou denke kom, en dis presies waaroor hierdie boodskapie sal gaan. Dat ons met die hartseer van die verlede Bybel sal deel, dat ons denke vernuwe sal word, gelykvormig aan dit wat die Here in sy woord vir ons opteken, sodat ons reg kan dink in die hede, sodat ons ook in die toekoms kan lewe om die Here te verheerlik. Dit is belangrik om hierdie groot waarheid hier vanoggend raak te sien. Want jy sien, ons beleef regtig die hartseer, waar mense na jou toe kom en dan's 20 jaar verby en 30 jaar is verby en hulle stoei nog steeds met goed wat gebeur het toe hulle tieners was, of dinge wat aan hulle gedoen was, of dinge wat in hulle huisgesin gebeur het, wat ook al die situasie. En daarom wil ek vanmôre vir u vra, kom ons kyk Bybels in die dae wat kom na hierdie bepaalde saak. Een ding wat ek vir u kan sê vanmôre, vriende, en daarmee gaan ek afsluit. Ons kan nie ons verlede wegwens nie. Ons kan nie uitveer vat in ons gedagtes sit en alles uitvee wat met ons gebeur het nie. Ons kan heel moontlik nie die mense wat ons te nagekom het voor die gereg bring en dit daar uitsorteer en hulle die nodige straf kry vir hulle sonde teen my gedoen nie. Ek kan miskien nie alles gaan regmaak wat ek verkeerd gedoen het nie. Ek kan miskien nie die egskeiding waardeur ek is herroep en omswaai en weer teruggaan na my vrou of my man toe nie. Ek kan miskien nie daardie kind wat ek half krippel geslaan het, miskien gesond maak nie. Maar wat ek vir u kan sê is, as u vanmôre nog nie die Here ken nie, dan gaan hierdie verlede u heeltemal kranksinnig maak. Want u sien, ons sonde en ons gewete roep na die hemele om vergelding. En ons het nodig om by Christus uit te kom, in die eerste plek om vergifnis vir ons sonde te kry, om reg te maak waar ons verkeerd gedoen het, en dan verander te wys dat ons in die hede 'n nuwe skepsel is. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles niet geword. En daarom wil ek vanmôre vir jou vra, as jy nog nie kind van God is nie, en jy stoei met jou verlede, en jy is op medikasie om te probeer om sin te maak van die lewe, dan vra ek vir jou, staan vir 'n oomblik stil, vra vir jouself die vraag af, hoe lyk my verhouding met God? Is ek nog 'n rebel teenoor sy waarheid? Is ek in opstand teenoor hom? Verwyd ek hom vir dinge wat gebeur het met my, of dinge wat ek gedoen het? Is ek een wat dink ek weet alles? Is ek een wat 'n verskoning soek of ander blameer vir my sonde, of het ek al op die punt uitgekom om te sê, Here, wees my sondaar genadig. Ek is skuldig. Ek staan skuldig voor u, vergewe my, was my in u bloed, maak my skoon.
en help my op hierdie pad van herstel, om nie net self heel te word nie, maar ook vir ander te help, wat ek te nagekom het, of wat my miskien te nagekom het, om vir hulle te sê, daar's reiniging, daar's verlossing, daar's vernuwing in die kosbare bloed van die lam. Ons gaan môre kyk na die twee verkeerde sieninge oor die verlede. Die eerste gedagte, my verlede bepaal hoe ek dink en optree in die hede, is 'n verkeerde siening, en die ander verkeerde siening, my verlede is irrelevant oor hoe ek dink en optree in die hede. Ons gaan môre daarna kyk, mag die Here ons seën, mag die Here die wysheid gee, dink oor hierdie waarhede wat vanmôre vir u genoem is, en onthou, die belangrikheid lê, the renewing of our minds, om ons verstand te vernuwe, dat dit volgens God se woord ingerig sal word, om hom in alles te verheerlik. Vriende, groete vir u, ons praat môre verder, mooi dag verder, tada.